Kom ons begin. Sê dis so, Vader, dankie vir hierdie oomblik is gehaal het nou Abba om U te worship. En waar in die Gees, Abba, dankie dat ons kom sing en Yeshua in U naam. Wat 'n mooi naam het U. Dankie vir die tyd dat ons in U naam het. Yeshua, dankie dat U kom sterf het en dat ons kan vry wees van al die dinge. Dankie dat U betaal het. Daai dag toe U die kurs gevat het op die kruis en U aan ons gedink. Abba, dankie dat U seën gestuur het dat ons kan vry wees uit slawerny. Abba, ek bid dat U ons sal kom leer vanoggend, Vader, hierso. Vanoggend is dit 'n onderwerp wat baie mense van vandag en dis een van die vyand se grootste wapens. En Abba, ek bid vandag, Vader, dat U ons 'n gees van onderskeid sal gee, Abba, en ek bid teen die gees van rebellie, gees van tradisie in Yeshua se naam, wat ons kan vashou op hierdie dinge. Abba, mag U reveal, mag U roep ons reveal hoe U wil hê wat bruidskap is, hoe ons hierdie bruid kan wees, hierdie pure bruid, so sê dit in Openbaring 19 vers 20 verduidelik van hierdie bruid wat geklee is met hierdie regverdigheid. Mag ons onsself beklee, of mag ons soek hê om meer en meer soos Yeshua te wees. En hy is ons voorbeeld, hy is ons koning, hy is ons hoofpriester. En mag ons as priesterdom, mag ons die priester elke dag optel en mag ons dit uitlewe. Dank vir die voorreg as jy Abba om die koninkryk te kan soek en die regverdigheid te kan soek. En dankie vir hierdie belofte wat U gee, want U sal ons hart gegee. Ons hou vas daarop, Abba. Dankie daarvoor. Abba, spreek nou die diensknegt te luister. Ons praat alles in die seën Yeshua se naam. Amen. Maar Here, dan praat ek vir nog steeds oor die vrugte van die vlees. Ons het nog een oor die vrugte van die vlees. As in Abba se wil is, gaan ons volgende week praat oor jaloesie. So vandag sien is 'n interessante enetjie. Dit is iets wat baie mense se lewens verwoes en dit is die onderwerp dronkenskap. Dronkenskap, en ek glo ons almal weet wat dronkenskap is, want ek dink eers in jou lewe het jy al handgeskik met iemand of jouself of wat ook al wat ons posisie was. En ja, dankie vir Yeshua dat hy vir ons gesterf het en ons kan vrykom. So dit is deel van die vrugte van die vlees en kom ons lees weer oor die vrugte van die vlees. Ons het lanklaas daaroor gelees en dit is goed om te lees weer oor die vrugte. Galasiërs 5:19 sê: en die werke van die vlees is openbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, braasery en dergelike dinge. So as jy kyk na die slegte vrugte hier, hoe al die vrugte van die vlees, die meeste van hulle kan gepaard gaan met dronkenskap. Die meeste van hulle kom uit dronkenskap uit, die vrugte van die vlees. As jy vat net aan hoe daai tyd die ongebondenheid, die hoerery gedoen het, hoe met Easter, die Stara daai orgies gehad het en so het saamgegaan het met dronkenskap, met klomp drank, wat hulle gedrink het en dronk geword het en dan hulle die Stara gevier. As jy dronk is, dan kan maar die slegte vrugte gedoen word. En dronkenskap is een van die hoof sabbatbrekers vandag. Die vyand gebruik dronkenskap vir sabbatbreek. En ons het ek self vir daai roete gegaan. Onthou jy dit? Vrydagmiddag se bier na werk. Saterdag se rugby en brandewyn met 'n lekker braaivleis. Daai drie loop saam. Kyk vir 'n boer, daai brandewyn, bier, rugby en braaivleis. Dit is 'n ding wat saamloop. En dis ons groot geword in die tradisies en dis ons naweke en hoe jy gegaan het. En ek eer Abba dat ek in 'n huis groot geword het wat ek nie baie blootgestel was daarin. In my eie huis. Maar ons baie huise wat dit permanent is. Elke naweek kom 'n familie, elke naweek kom mense en dis rugby, groot rugby tyd. En ons niks aan die rugby kyk. Maar gaan kyk net 'n bietjie wat gebeur en wat net gebeur. So jy kon nooit braai of rugby kyk sonder 'n glasie of 'n blikkie in jou hand nie. Dit is saak. En waag net om vir mense te sê jy wil nie drink as jy nou rugby kyk. Dan het hulle gevra wat sou jy doen? En dan het baie kere het groepsdruk jou oorval. Die skerry gedeelte is dat die meeste tyd op die Sabbat gebeur.
Vandag gaan kuier die meeste jong mense op Vrydaagaande wat hulle uitgaan. Tot sonopkomstyd. Hulle word dronk, hulle oorleef. En dan daar Saterdag se rugby aanbreek, dan is daar as daar die fluitjie blaas en 'n afskop gebeur, dan skop albei na. Dan daai glasie, daai bier opgemaak, die brandewyn se proppie word afgetrap en dan kyk hulle rugby en dan gaan aan tot die volgende oggend. En dit is wat dit doen. En dan hy ref nou iets verkeerd besluit, dan het ons gesien hoe daai mense op daai televisie skree en vloek op die Sabbat. Die punt is, dis alles op Vader Jahweh se Sabbat. En Abba kom waarsku ons deur die profeet Jesaja 58 vers 13. Hy sê, as jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie 'n saak op 'n heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem, en die heilige dag van die Here hooghou. Dis 'n heilige dag. En as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie geleentheid vir jou sake soek of uiterlike taal spreek nie. Wat doen ons as jy net iets fout doen? Dan uitdel jy baie taal. Maar wanneer jy nie vloek op die Sabbat, dan sal jy jou verlustig in die Here en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek. Nie Jesaja nie, die mond van die Here het dit gespreek. Vader wil nie hê ons moet vloek op die Sabbat nie. Vader wil hê ons moet die Sabbat heilig. Wat doen die vyand? Hy kom ontheilig dit deur gewone tradisie. Gewone tradisie wat ons so gewoond is aan. Kan julle sien hoe die vyand lekker dinge vir ons neus hou en ons al van kleinheid af tradisie leer, net om ons te maak om die Sabbat te heilig. Kyk net een van die boere se tradisie is braai rugby en brandewyn. Daar is baie min mense wat vandag sê hulle baie sê dit. Hulle geniet net die drankie. Hulle geniet dit. Baie mense sê ek sal nooit dronk word nie, ek drink net maat. Goed, dan sê sy, as jy dit kan regkry om jou hele lewe lank 'n drankie te drink sonder om dronk te word een keer in jou lewe, dan haal ek my moed af vir jou vandag. Wys my een persoon wat koop. Daar is die mense. Dis uitsonderings. Die meeste se handbrief na 'n paar drankies gekry. En dan raak dit so. Want sonder loer vir jou, soos dit vir baie nie geloer het. Daar's baie mense wat jy raak tipsy. Dan moet jy dronk. En tipsy is deel van dit, want dan begin jy, dit is die eerste gedeelte, dan begin jy probeer losraak en as jy begin tipsy word. Die intensie begin altyd goed van net een glasie. Maar dan raak dit lekker en die geselskap raak al hoe meer. En voor jy die oë uitvee, sien jy die son op. En word jy wakker en voel as die trein oor jou gery. Die woord wat ons almal ken, babbelas. Baie interessant, babbelas kom van die woord Zulu af. Ja, die babbelas. Dit is as jy gedrink het, as jy nie lekker voel, babbelas. So Afrikaners het geleer van die woord, soos in die Zulu woord. En wat gebeur as jy babbelas sê, dan bring die vyand daai skaamte oor jou. Want wat gebeur as jy daai oggend wakker word en dit voel as die wêreld plat is, jou oë plat, alles is kopseer en dit is net bang. Wat is die heel eerste ding wat jy doen? Selfondersoek. En Abba so nog wys jy dit. Dan wat dan nog? Want jy selfondersoek, wat het ek gedoen gisterond? O, Jesus, ek kan nie onthou wat ek gedoen het gisterond nie, maar verstaan, daar's op jy lê op saam met 'n wat ek al en dan wil jy jou arm afbyt. Of daar's dinge wat jy gedoen het, jy is dalk gedronk of jy verstaan jy word op 'n plek wakker waar jy is. Moet dit gebeur. Dan kom daar spyt en daar skaamte wat die vyand lewe. Het jy al gesien het jy al beleef hoe sleg mense kan voel die volgende oggend na so aan? Hoe sleg voel jy en jy jouself verbykom kry? Dankie Abba vir Yeshua wat ons gesterf het om wel vergewe te word. Want anders dan is ons al 'n paar beeste se vleis geoffer het vir al die kere wat ons dronk was. Of babbelas gehad het. Die punt is, ons is swak as dit kom by selfbeheersing en drank. En die vyand weet.
Dis nie so erg die babbelas nie, maar die sondes wat saam met die nagse gejog gaan. Drank bring sonde, jy kan maak wat jy wil. Die meeste tye bring sonde. En dronkenskap kom van drank. En dit kan maak dat jy die koninkryk nie beerwe. Volgens wat Vader in Galasiërs 5 sê, staan nog geskryf, as jy dronkaard is, gaan jy nie die koninkryk van God beerwe nie. Galasiërs 5 sê. So die vraag is, wat vandag gevra word, wat baie mense vra, mag 'n Christen drink? Mag 'n Christen drink? Kom ons lei die woord ons leer. Dit is baie belangrik, want daar's baie translasies en daar's baie dinge in die Bybel, die woord maak dit van wyn. Wyn nie ons te wyn, en mag ons wyn drink. Wat is die tipe wyn waar ons praat van? So kom ons kyk na die woord wyn. Daar is plek in die woord waar daar heeltyd gepraat word oor die woord wyn. Nou weer eens die translasie moet gaan ondersoek van wat se wyn gepraat word. Daar is 3 verskillende tipes wyn wat die woord van praat. Dit is nie wit wyn, rooi wyn en brandewyn. Dis die roos, jahin en shakar. Ek het hier 'n vriend gehad wat hulle gesê, dis Christendom is. Ek het hom leer oor verskillende wyne en in die Hebreë moet ingaan en gaan kyk wat die Hebreë betekenis en hy sê nee, ons wit wyn, rooi wyn en brandewyn. So waar die roos is byvoorbeeld jou suiwer druiwesap. Jahin, die een met bietjie alkohol. Ek sal dit vir mense, dis soos jou non-alcohol drinks wat jy kry vandag, 0.003% alkohol. En dan het jy die shakar, wat die harde, soos almal ken, dis een wat jou baie vinnig opmaak. Dis soos whisky en brandewyn en al daai tipe dinge. Dit is jou shakar. So kom ons kyk eers wat beteken die woord alkohol. Nou die woord alkohol kom van die Arameese af alkohol. Dit was basies van daai tyd was dit genoem gewees. Die alkohol kom uit die Egiptiese maniere uit. Nou hulle die kohol, het hulle gebruik, en die Egiptenare gebruik, het hom vermeng, hulle daai ding wat gis, dan daai swart tipe ding uitgekom, en dan het hulle oë geverf met daai kohol. Maar swart kleur, het julle al van die ouens gesien op die Egiptiese prentjies, met die swart kleur wat hulle altyd so op hulle gegooi, hulle maak op die oog van raad altyd so rond maak, dan maak hulle so af. Hulle daai kohol gebruik om daai swart make-up kleur vir dit te gee. Dit was 'n ritueel sê hulle om die siel te beskerm en om ander geeste te vermy. Dis wat die Egiptenare gebruik het van alkohol. Dis wat die woord die evil eye vandaan kom. Dis van alkohol wat hulle gebruik het. En ook om hulle oor te beskerm teen infeksies en die sand en al die dinge van die woestyn. Hulle het die alkohol gekry deur 'n destillasieproses. En baie keer wat saam met gepaard gegaan het, is die naam spirits. Dis die ander naam, buite alkohol word dit ook gebruik as spirits. Hoekom noem baie mense spirits? Wat het alkohol en spirits in gemeen? Is dit nie die spirits wat jy in jou liggaam ingooi? Wat jou laat sondig as jy dronk is nie? So kom ons kyk na die woord spirits op. Ons weet wat alkohol vandaan kom, is van die Micah gedeelte in die Egipte. Nou die naam spirits kom uit van die ou Romeinse Katolieke, Romeinse ouens af. Met die Latynse woord spiritus, wat beteken respirasie, asemhalingsproses. En ook spirare, blaas van wind, breath of life. Dis waar spirits vandaan kom. Breath of life. So kan julle sien hoe die vyand daai tyd al beplan en hoe sy wapen opgestel is om die mense verwoes. Al net deur die name van die produk wat jy in die liggaam ingooi. Die spirits, die breath of life wat jy in jou liggaam ingooi, die alkohol wat jy in jou liggaam insit. En dit is alles keuse. Gaan jy daai wat 'n spirit gooi jy in jou liggaam in? Slegte spirits, goeie spirits. Die vyand gebruik dit om 'n naaktheid oor te bring, die sondes wat uit daai spirits kom, wat jy in jou liggaam gooi. Daar is net een spirit, daar is net een breath of life wat jy in jou liggaam ingaan. Sy naam is Logos. En as jy hom in jou liggaam innooi, dan sal daar net goeie vrugte uitkom. Die vrugte van die Gees en die vrugte nie vir die vrugte van die vlees nie.
As jy 'n slegte spirits in jou liggaam ingooi, as jy 'n slegte alkohol in jou liggaam ingooi, gaan die vrugte van die vlees uitkom. Maar as jy geroeg die breath of life in jou liggaam innooi, dan gaan daar net vrugte van die gees uitkom. Nou dat hier sê die meeste vrugte van die vlees kan gepaard gaan of gebeur as jy dronk word met die spirits van alkohol. So is dit sonde om wyn te drink? Nee, of is dit? Nergens in die woord staan dit direk. Maar mag die woord homself verduidelik voordat ek te vinnig 'n paar gesigte kry so. Dit gaan nie oor die wyn, maar dit gaan oor die sonde wat gepaard gaan met wyn. Om te verduidelik, 'n mes word gemaak vir 'n doel. As jy 'n mes word gemaak, hy het 'n doel. Wat is die mes se doel? Om te sny. Maar die vyand kan daai mes gebruik om iemand dood te maak, iemand dood te steek. Dit gaan oor die verkeerde gebruik van daai goeie ding wat dit doen het. Wyn is nie sleg en albei het dit geskaap. Maar die vyand draai dit tot sonde. Wyn is deur Jahwe geskape en is ons gegee om te geniet. Weer eens wat se wyn? Tirosh, Yahin, Shakar. Mag Abba ons leer. Daar's 'n paar verse oor wyn. In die woord word daar so 137 keer gepraat van die woord Yahin, wyn. En 40 keer gepraat van wyn as Tirosh. Jesaja 65 vers 8 sê, as the new wine is found in the cluster, destroy it not, for a blessing is in. So wyn was daai tyd 'n blessing gewees. Die Jode het baie keer voordat hulle die wyn gebruik het, the fruit of the vine, sê, blessed are you, Lord of God, who brings forth the fruit of the vine. Wat ons die voorsiening gee vir die wyn. So kan ons nou sê, lekker Abba die wyn en die brandewyn geseën, as hy sê van wyn is geseën? Nee. Die new wine waarvan gepraat word in daai vers is Tirosh. In ander woorde, vars gedrukte wyn. Dis Tirosh. Abba sê, jy mag jy geseënd wees, mag die land wat jy seën, mag dit hierdie wyn uitbring. Hy seën jou daardeur, in ander woorde, die druiweoes om vars wyn te maak, vars druiwesap. Abba praat daarvan Tirosh. Dis weer eens, gaan kyk jy wat die strong of die rootwoord van daai woord wyn is daar staan, dan gaan jy lees Tirosh. Met ander woorde, jy kan nie sê my brandewyn is ook nie geseën nie, want Abba sê geseën is die wyn. Of jou glasie wyn wat jy drink aan tafel, seën is hy, want Abba bring voor wyn nie. Dit staan die rosters. Genesis 27 vers 28 sê, mag God jou gee van die dou van die hemel en die vet grond van die aarde en oorvloed van koring en mos. Afrikaans sê dit baie weer. Hulle sê mos. En meeste van die tyd as jy te veel wyn drink, dan is dit mos. Dan mos dit. Dis mos daai geskroop. En ek dink Abba het regtig waar daar gesê mos en nie wyn nie, want anders is die boere dit verkeerd gelees. Jy kyk, daar staan wyn. Maar die Engels sê dit wyn. So daar staan die oorvloed van die koring en die mos. Die mos het teenwoordig wyn, as ek kyk na translasie. Ook is die wyn Tirosh gebruik vir feeste. So is baie belangrik om te gaan kyk waar daar staan. Numeri 18 vers 12 sê, al die beste van die olie en al die beste van die mos wat wyn is en die koring, die eerste daarvan wat hulle aan die Here gee, dit gee ek aan jou. Deuteronomium 14 vers 23 selfde. En jy moet voor die aangesig van die Here jou God op die plek wat hy jou sal uitkies. Nou hier is 'n baie belangrike vers en baie mense quote hierdie vers van Deuteronomium 14. Ek het hoop dit om aanhaal. So lees luister mooi. En jy moet voor die aangesig van die Here God op die plek wat hy sal uitkies om sy naam daar te laat woon, die 10de steek van jou koring, van jou wyn en van jou olie en die eerstgeborenes van jou beeste en van jou kleinvee
Dat jy kan leer om die Here jou God altyd te vrees. Okay. So met ander woorde, hier is die Vader dat hy gaan jou by 'n plekkie sit. Jy gaan so geseënd wees dat jy tiende sal kan voortbring vir hom en nog gaan oorhê vir jou op en hom vrees daarmee uit dankbaarheid vir sy voorsiening. Ons moet baie goed verstaan dit. En die Moses stuk waar hy gepraat van Tyros. Die Vader sê hy gaan jou 'n plekkie sit en jy gaan Tyros hê. Jy gaan drywe vas by besap hê. En Jahwe sal 'n plek vir jou uitkies waar jy baie kan geniet, die opbrengs van jou oes. Jou koring, jou Tyros, jou olie gaan jy kan geniet van die plek wat hy vir jou gee, omrede jy hom vrees. Ons moet die stuk in konteks lees. Kyk. So, die volgende stukkie wat verder van Deuteronomium 14 vers 24 afgaan, is wat baie mense uit konteks uittrek en daar staan geskrywe. En as die pad vir jou te lank is, as jy dit nie kan vervoer nie, omdat die plek waar die Here jou God uitkies om sy naam daar te vestig, te ver van jou af is, sê die as die Here God jou seën, jou sal seën. Okay? In ander woorde, as jy sê jy moet gaan en jy moet vir hom, hy gaan vir jou plek wys waar jy die tiendes jy moet vat. Okay? Die plek waar jy die tiende moet vat. So daar het hulle nou of daar die tempel toe gaan vir die feeste of hulle gaan na die tabernakel toe. So hulle moet optrek met hulle goeders. Abba gaan vir hulle genoeg gee om daai hoeveelheid te vat vir hulle. Jou beeste. Maar Abba sê hierso, as jy nou net kan vat, met ander woorde want jy moet jou olie vat. Jy moet jou beeste vat. Nou beeste is kom. Hoe gaan jy al jou beeste vat? Hoe gaan jy jou kanne olie kan vat? Want 'n kanne olie, sê jy het 'n geseënde oes gehad en 10% was 'n hele bakkie vrag vol olie. Hoe sou jy dit gevat het? Hoe sou jy daarby uitgekry by die plek wat almal vir jou was? So almal hierso sê is dat die vers 25 sê dat dan moet jy dit tot geld maak. So gaan verkoop jou goederes, jou van jou beeste, jou tiendes, right? Jou tiende wat jy gekry het, gaan verkoop eerder die beeste, gaan verkoop eerder die olie, gaan verkoop jou wyn, right? So jy geld kan vat en dan kan vat om die tiende te vat daar waar almal vir jou wys om die tiende heen te vat. Right? So, dan vers 25. Dan moet jy dit tot geld maak en die geld in jou hand bind en na die plek gaan waar die Here jou God sal uitkies. Nou vers 26. Dan moet jy die geld gee vir alles wat jou siel begeer. Okay? Vir beeste en kleinvee en wyn en sterk drank en vir alles wat jou siel van jou begeer. So hier staan geskrywe, jy moet nou gaan jy kan nou gaan die geld vat en vir jou goed gaan koop. Jy kan jou beeste gaan koop, jy kan sterk drank koop, jy kan wyn koop en alles wat jou siel begeer en moet daar eet voor die aangesig van die Here jou God en vrolik wees, jy in jou huis. So dis nou waar die plek waar mense yes. Hier sê Abba, ek kan vir my gaan whisky en brandewyn koop en nou gaan ons drink daarvoor Abba en ons gaan vrolik wees. En van die Jode glo dit tot vandag toe, hulle het 'n dag 'n jaar wat hulle drink. Tot hulle dronk is. En doen dit. Maar dan lees die vers, moet ons laat Abba ons wys. Vers 27, dis wat gaan. Maar die leviet wat in jou poorte is, moet jy nie aan die lot oorlaat nie, want hy het geen deel of erfenis saam met jou nie. Aan die einde van 3 jaar moet jy uitbring al die tiendes van jou opbrengs in die jaar en dit in jou poorte wegsit. Dan moet die leviet kom omdat hy geen deel of erfenis saam met jou het nie en die vreemdelinge en die wees en die weduwees wat in die poorte is en hulle moet eet en besadig word, so die Here jou God jou kan seën in al die werk van die hand te doen. Abba sê hierso, jy moet jou tiende van jou oes bring en dit geniet. En ook die tiende bring vir die priesters wat leviete was daai tyd. En dan Vader sê hy sal hulle benodig gee. So met ander woorde, daar's gepraat, die hele stuk word gepraat van 2 tiendes. 'n Tiende van Abba en 'n tiende vir jou van jou oes. Nou hulle daai tyd het hulle al die Jode doen dit tot vandag toe. Hulle het 'n tiende wat hulle vir Abba gee en dan 'n tiende wat hulle wegsit. Hulle sit dit tot vandag toe in 'n trust gedeelte. Dis kom die Jode nie mede sê ek hoef nou die trust betaal alles. So dit 'n tiende wat hulle wegsteek van die inkomste. Alraai, so wat Abba hierso sê is bring vir my die tiende, alraai, en geniet jou gedeelte op. Alraai. Want die tiende wees vir die leviete. So wat uitstaan is dat Jahwe sê koop. Hy
kyk uit sê so vers 60 moet wees. Dan moet jy die geld gee vir alles wat jou siel begeer, vir beeste en kleinvee en wyn en sterk drank en vir alles wat jou siel van jou begeer en dan moet jy daar eet voor die aangesig van die Here jou God, die vrolik wees. Jy in jou huis. So wat van die sterk drank wat Abba Vader sê ons moet koop? Vader sê ons gaan koop vir jou sterk drank en wees vrolik. Sê by ons kan nou drink? Nee. Hy sê koop dinge soos beeste, goeders en sterk drank. En dan eet jy. Hy sê nie jy moet daar so op daai punt gaan slag jou bees nou en drink al jou sterk drank uit nie. Hy sê gaan koop dit. So die vrolik wees het niks uit te waai met die beeste en sterk drank. Hy sê jy moet bly wees want hy het voorsien vir jou. So die wyn wat hier genoem word wat jy moet gaan koop, want hy sê jy gaan koop jou wyn en dan koop jy sterk drank. Die wyn wat hier so genoem word is Jahim. Dis die woord Jahim. En die sterk drank wat daar so genoem word in hierdie Deuteronomium 14, die sterk drank wat jy moet gaan koop is Sekar. Nou die Hebreë betekenis van Jahim is kom hoor hierso. Dis van die wyn. Dis 'n gegiste wyn. Dit is Jahim. Dis 'n gegiste wyn. Dis 'n banketvyn, maar ook 'n wyn wat dronkenskap kan veroorsaak. Dis Jahim. En die Sekar, die betekenis van Sekar is sterk drank, sterk wyn, iets wat jou ondronkbaar kan maak, intense sterk drank. Dis hardheid soos ons vandag ken. So nou al mense hier stuk aan en sê ons kan nou gaan en ons kan vir ons een keer die jaar as ons wil vrolik wees, sterk drank gaan koop. Okay? Dan moet jy vir jou beeste koop en jy moet vir jou olie koop en alles. Die sterk drank daardie tyd was nie gewees om jou te gaan dronk maak. Die Vader sal nooit sê koop vir jou sterk drank om dronk te maak. Die sterk drank daardie tyd was gewees soos jy gaan na 'n disking toe en jy gaan koop vir jou medisyne. Kopset by 'n medikasie. Sterk drank Sekar was baie gebruik gewees vir byvoorbeeld as jy tandpyn gehad het. Of as iemand byvoorbeeld jou mond moes toewerk. Daar was nie narkose gewees daai tyd nie. So sê is buite na dit goed met narkose. So die sterk drank was gewees vir pyn. Abba sê gaan verkoop jou geld, daai geld en koop jou sterk drank want hy wil hê jy moenie sê die vlees spier as jy tandpyn het of 'n maagpyn het of kopseer het. Hy sê waar hy sterk drank dat jy kan gesond word. Mense daai tyd moes as jy by jouself as jy 'n wond gekry het, jy het jouself in die kip opgestamp, jy half of jy toon weg. Dan wat het jou gehelp dat jy daai pyn kom? Dit is stokkie nie net gewerk nie. Jy moes bietjie sterk drank vat om jou 'n bietjie te kan hê. Dis 'n sterk drank word gesien daarso as medisyne. 1 Timoteus 5:3 sê moenie langer water alleen drink nie, maar gebruik 'n bietjie wyn ter wille van jou maag en jou herhaalde ongesteldhede. So daai wyn word baie keer gesien as medikasie. Grieks vir ongesteldhede is asthenia, wat beteken gesondheid of siekte. So Abba sê as jy siek is of jy sonder probleem, gaan kry jy 'n bietjie wyn. Gaan kry 'n bietjie vir jou Jahim, gaan kry 'n bietjie sodat jy kan gesond word. Seker van ons sou bestaan het gekry vir 'n bietjie maai pyn, baie dit maai pyn was. So daar's nog 'n plek waarvan gepraat word van wyn in die woord. En gaan dalk 'n paar plekkies uithaal. Genesis 9:21 en ons almal ken die stukkie van Noag wat so 'n bietjie tot slaap gesê het van. Vers 20 sê en Noag het as landbouer 'n wingerd begin plant. Maar toe hy van die wyn gedrink het hy dronk geword en naak in sy tent gelê. So alweer is gepraat van wyn. Wat se wyn? Daar word gesê hy het dronk geword van die wyn. Okay. So die wyn wat gepraat word hierso om dronk gemaak het is Jahim. Jahim het vir Noag dronk gemaak. So Jahim kan, as jy baie Jahim gaan drink, kan jy dronk word. Okay. En die dronk maak, hoor gou hierso. Nou die Sekar,
die vorige in Deuteronomium 14 was daar gepraat van Sakar as die harde hout, as die sterk drank. Maar hier staan geskrywe, die Sakar, want hy het dronk geword. So Sakar is hierso nie die harde hout, die Sakar is die betekenis gegee van dronk word. So Sakar kan beteken jy word dronk of dis harde hout. Sien jy hoe moet ons verstaan dat Abba se woord hierso sê wat jy kan vinnig 'n ding uit konteks uithaal. Want een woord het verskillende betekenisse in Hebreë. En ons moet duidelik verstaan die konteks. Sakar, hy het dronk geword. Hy het nie dronk geword op Sakar nie. Hy het dronk geword op Jahim. Ons moet kan verstaan. Ons moet die konteks verstaan. Nog 'n plek, Levitikus 10 vers 9. En die Here het met Aaron gespreek, en hierdie is belangrik. Hierdie stukkie is 'n baie belangrike stukkie. Moenie wyn of sterk drank drink nie. Of jy of jou seun saam met jou as julle in die tent van samekoms ingaan. Dat julle nie sterf nie. 'n Ewige insetting is dit vir julle geslag. Dis nog van daai wat staan, daai ewige insettinge wat vir geslagte staan. So word gesê, Aaron en jy en jou seuns moenie by die tabernakel ingaan om die priesterlike ampt te doen. Jy mag nie sterk drank of wyn drink. Jy mag nie Sakar drink of Jahim. As jy die priesterampt wil doen. So sekerlik sy sterwe en julle moet onderskeid maak wat heilig en onheilig is. Tussen rein en wat onrein is. En julle moet kinders van Israel leer om al die insettinge wat die Here deur die diens van Moses aan hulle verkondig het. So hulle is leraars. Hulle moet mense gaan leer om te onderskei. So jy kan daar so sit en sê, ja, maar julle moet nie drink nie. Of kom wat van ons gesit in 'n kroeg en ons hou kerk. Jy kan nie. Jy kan nie doen. Nou die wyn wat gedeelte is Jahim en Sakar die sterk drank. En die ewige insetting wees. Nou die vraag vandag en die Levitikus 10 is baie belangrik. Wie is jy vandag? Is jy 'n priester? Is jy 'n priester? Of is jy 'n bywoner? Is jy soos die wat buite in die tabernakel gekamp het en net ingekom het as daar sonde was, wat moet betaal vir offers? Of is jy 'n priester? Want ek het laas daaroor gepraat, as jy 'n priester is, daar waar jy getuig vir jou werk, daar waar jy vir mense bid, daar waar jy Vader jou geplaas het, dis daar waar jy jou priesterlike ampt uitleef. Dis nie die ouens wat die voorstaan waar die priester is. Jy's 'n priester heel dag, daar waar Vader jou bid sit, daar waar jy getuig, daar waar jy bid. Dis priester. Kyk. Ja, ons is priesters. 1 Petrus 2 vers 9 sê, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n eiendom as verkry om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot wonderbare lig. Kyk, jy's 'n priester en koning deur Yeshua wat jy wegkom het. Deur sy bloed is ons almal priesters vandag. Deur sy bloed kan ons enter. Deur sy bloed hoef ons nie soos daai tyd dat almal van die bronsaltaar moes uitgaan en die priesters verder nie, kan ons ingaan. Ons kan die weg stap. Ons kan die weg, die waarheid en lewe stap deur Yeshua. Ons doen die priesterampt. Yeshua is ons hoofpriester en ons is die priesters. Mag priesters drink? Nee. Ja, hier opsterk drank? Nee. Mag konings drink? Daar is konings en priesters. Kom ons kyk. Spreuke 31 vers 6 sê, die konings, die konings moenie wyn drink nie. En die vorste moenie sterk drank begeer nie. Anders drink hy en vergeet die insettinge en verdraai die reg van al die eniges. Gee sterk drank aan hom wat wil ondergaan en wyn aan die wat bitter bedroef is. Soos jy koning is en jy 'n priester is, sê Vader nee. Jy moet nie drink, want hoekom? Jy moet 'n voorbeeld wees. Jy moet 'n voorbeeld wees.
sê priesters mag nie hier of sterk drank gebruik. En dan is daai tyd kon almal inkom by die tempel en tabernakel om offers te bring. Maar net die priesters mag gaan net na die heilige gedeelte toe, tot by die Holy of Holies. Die vraag is, wil jy vandag die Yeshua by die weg gemaak het, 'n priester wees en ingaan? Dan moet jy kies. Ingaan, bruidskap is gelyk aan geen sterk drank nie. Of sterk drank, dan sondebelydenis, dan moet jy weer uitgaan na die kampplek. Wat gebeur? Jy het 'n keuse. Anderswoorde jy kies bruidskap. Jy kies om 'n priester te wees, jy kies om nie te drink nie, jy gaan in, jy beweeg. Alright? As jy kies om sterk drank te drink, dan kies jy soos die mense wat buitekant is. Wat buite in die wêreld is, sterk drank, wat gebeur met drank? Jy sondig, almal sondig, jy word dronk, jy gaan in, jy gaan bely jou sondes weer, soos die mense wat het hulle sondes betaal by die bronsaltaar, en jy gaan weer uit. Nie die priesters ingegaan, verder gaan roos. So waar wil jy wees in die lewe? Wil jy in en uit moet dit wees? Sonde, belydenis van sonde. Sonde, belydenis van sonde. Of wil jy sonde, belydenis van sonde, Jood, priesterlike ambt, Holy of Holies. Waar wil jy wees? Jy het 'n keuse om te maak, want die vyand gaan jou vang met sterk drank. Hy gaan jou vang. Hy doen dit. Vyand mislei jou. En dan trap jy in die lyn met al daai spirits wat jy gooi. En eindig jy met sonde. Dan herinner Vader Jahwe se roog jou aan jou sonde en dan moet jy bely en vergewe. So vergewe word deur die bloed van Yeshua. Maar die probleem is dan as jy daai ander pad kies van die shakar, dan gaan die vyand jou heeltyd herinner aan jou skaamte. Dan gaan jy weer terug in die wêreld en dan maak jy al die innerwels van jy nooit weer drink nie. En dan net 'n maand later met 'n lekker braai, met 'n goeie geleentheid, met net een glasie, dis wat die meeste mense sê, dan val jy weer af en jy vergeet alles weer. En jy word los soos 'n tuinhek sonder 'n klip. En die volgende oggend is daai oggend weer wat jy skaam het. En roog herinner jou weer op die vyand herinner jou en sê jy's 'n dronkaard, jy's soos jou pa en jy's swak, jy's niks nie. En dan gaan hy daar so hou. En dis sy wapen. Weet julle baie mense sit vandag met hierdie verwerping van hulle ouers wat dronkaards was. En sodra hulle begin drink, dan sê hy dan herinner die vyand en sê jy's net soos jou pa, jy's 'n dronkaard. Dan hou hy jou heeltyd daarso. Dan vra hy vir vergifnis, jy gaan uit in die wêreld, oor 'n paar maande as jy weer daarso teruggekeer kom. Dis jou keuse. Dis 'n pad na heiligmaking. Na sonde, belydenis, moet jy aangaan. Nie terugdraai na buitekant toe nie. Hierdie wegstap wat Yeshua op jou kom maak het. Daar keuse om 'n priester te wees vir Abba. Gaan die waarheid weer gehoorsaam en kom uit in die lewe. Kom uit slawerny uit. Kom uit slawerny uit. Yeshua is kom bevry van slawerny af. Die vyand gaan jou hou in slawerny. Dis wat die vyand te wil hou is slawerny. Jy moet hierdie soeke hê om hierdie skoon rein bruid van Yeshua te wees. Hierdie koninklike priesterdom. Nee, nie. Mense moet 'n keuse maak. Want jou keuse kan dalk 'n tradisie verander na bruidskap. Jy as 'n ouer moet 'n voorbeeld wees vir jou kinders. Dit is die belangrikste vir jou. Jy as 'n ouer moet 'n voorbeeld wees vir jou kinders. Jy kan nie jou kinders belet om nie te drink en te party nie as jy self te doen nie. Jy kan nie 'n dronk ou wees en jou kind sê hy mag nie drink nie. Spreuke 23 vers 29 praat oor die gevare van drank. Ek wil vir ons lees. Spreuke 23 vers 29. By wie is wee my? By wie is getwis? By wie is geklaag? By wie is wonde sonder oorsaak? By wie is dofheid van oë? By die wat daar tot bly by die wyn. By die wat ingaan om gemengde drank te proe. Kyk nie na die wyn as dit roodagtig lyk, as dit sy glans gee in die beker, glad, na binne gly nie. Op die end byt dit soos 'n slang en spuig gif uit soos 'n basilis. Jou oë sal vreemde dinge sien en jou hart verkeerde dinge spreek. En jy sal wees soos
een wat in die hart van die see lê, en soos een wat op die top van die mas lê. Hulle het my geslaan, sê dan, ek het geen pyn gevoel nie, hulle het my neergeslaan, en het dit nie gemerk nie. Wanneer sal ek wakker word? Dan sal ek dit weer opnuut soek, ja, maar ek word nie dronk nie. Goed, alles is saam. Baie mense sê, hulle kan hulle drank beheer. Baie mens sê, maar ek sal nooit dronk word nie. Ek gaan nie telefoon doen. Ek is 'n goeie voorbeeld. Kyk ons hele gesin is op my dronk. Dis fyn om lekker te bytjie te vat en 'n whisky te drink. Kyk, ek word glad nie dronk nie. Okay? Dis goed. Maar wie sê jou kind gaan dieselfde kan selfbeheers wees? Dis die ding. Jy kan nog beheer. Jy invite drank in jou huis toe, wat ons huis kan beheer. Maar wie sê jou kind gaan beheer soos jy? Dit kan dalk, jou voorbeeld wat jy vir jou kind stel, wat jy sê is okay, kan dalk sy lewe verwoes. Daar wat jy sê is okay om 'n glas op te tel, om braai gaan saam met brandewyn. Daai kan dalk haar kind se lewe verwoes. Ek moes daai keuse gemaak het in my lewe. Toe my seun vir my gevra het, "Pappa, maar hoekom drink jy bier?" En vir hom sê my seun, ons word nooit dronk nie. Ons geniet dit te dinge, net 'n glas. Toe sê hy vir my, "Pappa, maar as jy bier te drink en dis wel 'n varkie op jy." Ja, en eer Abba, net daar, ons is 'n gesin besluit. Ons is klaar met drank. Maar hoe gaan ek vir my kind kan sê, moenie drink nie, maar ek drink? Ek sal sterk soos hy gesê. Maar wie sê hulle so sterk? Dis 'n voorbeeld dat jy as 'n ouer stel. Dit is die ding, die keuse maak. Nog 'n paar voorbeelde in die woord oor sterk drank is, Spreuke 20 vers 1. Die wyn is 'n spotter en sterk drank 'n lawaaimaker. En elkeen wat daardeur die dwelm raak is nie wys nie. Wyn is 'n spotter. Die sterk drank 'n lawaai. Daar's weer eens van hier in Sakar. Jesaja 5 vers 22 sê, wie hulle wat helde is om wyn te drink. Jy moet eens skryf sê helde. Om wyn te drink en wakker manne om sterk drank te meng. Daai manne wat in brandewyn meng. Jy sê wie hulle wat helde is, want is hulle nie die helde van so 'n partytjie nie? Die ouens wat die brandewyn kan meng. Daai manne wat hom meng. Hoor gee so mooi wat sê Habakuk 2 vers 5 dan. Wie hom wat aan sy naaste drank gee. Want jou gif daar wat jou gif daarmee meng en hulle ook dronk maak om hulle naaktheid te aanskou. Wie jou wat daai drankie soos 'n dubbel ekstra gooi om daai ou op sy spoed te kry. Weer jou sê die woord. Daai van 3 vingers brandewyn en 2 vingers koud. Kry ons nie baie nie. Daai ou spoed te kry. Baie ons is helde, hulle het gesien is helde, maar eintlik is dwaase. Sterk manne. Ja, jy moet sterk wees op baie. Dit is mos nou jy moet nou kyk hoe weer daai harder is hoe moeiliker is om te bereik. Kyk hoe sterk jy is. Dit is nie gekry nie. Hoe vinnig jy kan down en wie die die held is wat op hy staan. Die ding is, hy so sê in Korintiërs 6 vers 10, moenie dwaal nie, geen oorleders of afgodsdieners of egbreekers of wellustige of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadpraters of roers sal die koninkryk van God beerwe nie. Punt. En al die hoëgebiede kan kom uit situasie op drank. Nou baie sê, hou die stuk aan, hou die gedeelte aan, van ons kan drink want jy so uit water en wyn verander. Baie ons sal. Nou Johannes 2 vers 11 sê. Nou gaan ons 'n stukkie lees waar jy so die water en wyn verander. En op die 3de dag was daar 'n bruilof in Kana in Galilea. En die moeder van Jesus was daar. En Jesus sê vir sy disippels wat ook by die bruilof genooi is. En toe daar wyn kort kom, sê die moeder van Jesus vir hom, hulle het geen wyn nie.
Jesus sê vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Sy moeder sê vir die dienaars, net wat hy vir hulle sê, moet julle doen. En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klippanne gestaan, wat elkeen 2 of 3 ankers hou. Jesus sê vir hulle, maak die kanne vol water, en hulle het hulle tot bo toe volgemaak. En hy sê aan hulle, skep nou uit en bring dit vir die hoofdienaar. En hulle het dit gebring. En toe die hoofdienaar die water proe wat wyn geword het, en hy het nie geweet waarvandaan dit was nie, maar die dienaars wat die water geskep het geweet. Roep die hoofdienaar die bruidegom en sê vir hom, elke mens sit eers die goeie wyn op en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegte, maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar. So hierdie stuk het Yeshua die water, stomp ken die water en wyn verander. Net gou om duidelik te stel, nêrens in hierdie gedeelte, wat baie mense saam met aan, staan daar, Yeshua het dit gedoen. Nêrens staan dit. Markus 15 vers 23, dit bewys dat Yeshua nooit wyn gedrink het nie. Staan nog geskrywe. Toe gee hulle hom wyn met middag gemeng om te drink, maar hy het nie geneem. Dis toe Yeshua in die kruis was. Yeshua het nooit wyn gedrink en hy sal ook nooit wyn drink. Hy het wel water in wyn verander. Selfs Johannes die Doper het nooit gedrink. Hy was in 'n uit as 'n leer wel gehad wat jy glad nie druiwesap mag drink of drank agterop nie. Johannes die Doper het die weg voorberei vir Yeshua se kom. Hy was 'n priester wat nie gedrink het. Die wyn waarvan hiervan gepraat word in hierdie gedeelte wat Yeshua water en wyn verander het, was die Griekse woord onios. Onios. Okay. Nou, onios, as jy nou kyk, as jy Grieks, as jy kyk wat die Hebreëse woord van die onios is nie sterker nie. Baie mense sê, Yeshua water en wyn verander, nou kan ons lekker, want hy het dit ons doen. En ons moet doen wat Yeshua doen. Wil ons? Ja, ons wil doen wat Yeshua doen. Okay. Die onios wat daarvan gepraat word, is die Hebreë woord Yamin. Dis Yamin. Albei verse wys na onios. Nou onios is of druiwesap of Yamin. Soos of die ros of Yamin. Dis wat onios is. Dit kan of egte druiwesap wees, of dit kan druiwesap wees wat bietjie gefermenteer is, wat bietjie soos 0.003% alkohol het. Okay? Efesiërs 5 vers 18 sê, moenie dronk word van wyn nie. Onios. Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofgesange en geestelike liedere en sing tot psalms van jou hart oor die Here. Hier word geskrywe dat jy moet jouself vol, nie met onios nie, die sterkkrag gedeelte nie. Moenie dronk word nie. Moenie jou vol met daai spirits nie. Daai spirits, daai sterk spirits nie, maar vul jy eerder met die Holy Spirit. Dis wat is mooiste word. So, om te verstaan oor onios, kan ek verduidelik oor hoe die wyn van wat dit was. Nou volgens geskiedenis boeke was wyn in daai tyd verdun gewees met water. Daar was baie geskiedenis. Die Talmud, die Mishnah verwys daarna. Die Jode het gewoonlik 3 dele water met 1 deel wyn gemeng. So dit was 'n single. Klasie, single in baie water. Dis hoe Jode 3 tot 1 was hulle verhouding gewees. Amper so 'n whisky met water mix. Net omgekeerd. There's die 3 dele whisky in die water. Maar dit is nou single. So dit was 'n toelaatbare mengsel en ook gebruik word in die Nuwe Testament. Onios. So as 'n onios wat gepraat word, was dit verdunde wyn. As daar gepraat word van sakar, was dit
daai wyn te drink, sonder verdun met water. Dis wat die woord sê, Noag het 'n wingerd gehad en hy het van die wyn gedrink. Hy sê hy het gegaan eers en hy het verdun, hy het nie geweet van verdun nie. Noag was nou ongelukkig die eerste ou wat ons agterkom, ek wil hier goed kom. Dis het gebeur. So die algemene persentasie van daai tyd se wyn was 12% alkohol, die Sakar. Sakar was 12% alkohol. Okay? En dan was dit verdun gewees met 3 dele water, dan het jy gekry 2.7% tot 3% alkohol op volume. So van 12% na 2.7% is dit verdun. En vandag se wet sou jy kom bestuur met 'n paar van daai glasies met die alkohol op volume. So as jy 'n glas vat, dan is boereterme was die wyn van 12% alkohol ingegooi en dan volgemaak met water. Dus jy het 12% wyn ingegooi, volgemaak met water. So nou vergelyk met 'n brandewyn en koue whisky en water. Dit is die maklikste om te verduidelik, ons almal ken meeste. Okay. So jy het beskryf as jy 'n single whisky ingooi, okay, met water, is dit hoe hulle wyn verdun het. So mense kan bietjie meer drink as jy singles drink in plaas van doubles. Is dit so? Ja. As jy hier aankuier op singles, single whisky en water, byvoorbeeld, gaan jy kan langer kuier voordat die wiele begin afval in plaas van waar jy dubbel whisky en water drink. Is dit so? Ja. Okay. So daai was singles gewees in terme van vandag se tyd. Maar die alkohol wat ons drink in 'n single whisky met water in 'n glas, hierdie mooi brandewyn glasies, daai alkohol is 40 tot 50% daai net. Single whisky en water, 50% alkohol verdun met water. Okay. 'n Single daai tyd in die Bybelse tyd was 12% wyn met water. Hoe ver kan ons gaan op 'n single whisky? Ver. Hoe ver sou jy gaan met 'n single wyn? Daai tyd baie ver. 50% versus 12% groot verskil. Net om te verduidelik in terme. Dis so die wyn wat ek verdien daarin was in daai tyd. Okay. Die wyn daai was 12% gedrink water. So na 2.7% alkohol per glasie, dink ek kon 'n hele aand drink sonder om dronk te word. Dis is soos 'n alkoholic bier gesmaak. En die Sakar drink was die 12% wat nie verdun was. So selfs daai tyd, ek dink Noag moes baie Sakar gedrink het. 12%. Dis soos, as jy dit nou met Noag se terme vat, het Noag gegaan en het 'n whisky onder ons gehad. Maar die verskil is 12% versus 50% met geen water. En Noag het gaan slaap en sy skaamte is ontbloot en dit is presies wat gebeur as jy sterk drank drink. Jou skaamte gaan ontbloot word by volgende dag. Daar was 'n Griekse digter in die Bybelse tyd gewees. En hy het van sy boeke gegaan waar hy beskryf van die vermenging van die wyn. En van hulle het tot 20 dele water en 1 deel wyn. Dis so ver dat dit verdun het. Ek dink daai wyn het net die water gegee. So jy moet weet, water was 'n skaars ding daai tyd, skaars. Water was skaars gewees. Hulle het nie daai tyd Coke en Fanta gehad soos ons het. Vandag se tyd. Jy gaan in die yskas toe en half vir jou Coke uit en half vir jou Fanta uit. Vir glasie yskoue water. Daai tyd was wyn was 'n koeldrank gewees. Wyn was gebruik gewees vir groot geleenthede. As jy nou groot geleenthede wil hê, jy nie soos hier klomp Coke en Fanta en soda uitgepak en dan jy jou wyn uitgepak. Hulle het daai tyd se wyn het hulle spesiale goed bygesit by die wyn met spesiaal proe. Dit was dus so goed dat as jy kon 'n wyn maak wat daai tyd was en mense jou wyn geraai het, jy groot besigheid gehad. Die punt is Yeshua sou nooit dronk geword het nie. As hoor jy die mooiste, hoor jy die mooiste. As Yeshua die wyn kon maak, die woord sê is onios,
wat jaloers kan wees, okay? Maar Yeshua die water in wyn verander. Okay? En dit was, hoekom het Yeshua dit gedoen? Was om die bruidegom se naam hoog te hou en uit die verlegenheid te hou, want hulle het hierdie troue en hulle moet hierdie wyn, die mense wil wyn drink, daar's nie water, daar's nie koud nie, so die mense wil iets te drink, hulle eet so iets te drink. En die wyn raak klaar. Kan jy self imagine as jy nou 'n trouermeel en daar's niks om te drink, niks koeldrank, niks water nie, of niks. Wat 'n verleentheid jy nie as die bruidegom kan jy nie? Want gewoonlik is die bruidegom al tot vandag se troues die een wat die kontantkloek oopmaak. Kan dit net so verleenter uit. Yeshua gaan sien, maar hy nog nie hy nog nie wonderwerk doen. Hy sê dis nog nie my tyd nie. Ek kan nog nie wonderwerk doen, maar sy ma vra vir Yeshua, asseblief maak ons 'n wonderwerk en Yeshua sê okay, is fine en Yeshua gaan maak wyn. Hoekom? Om die bruidegom se naam hoog te hou. Net so het Yeshua vir ons water en bloed gemeng. Die dag aan die kruis, toe die spies sy ingedruk is en uit sy liggaam uitgevloei het om ons sondes en ons skaamte weg te hou. Daai stukkie, daai wonderwerk wat Yeshua gedoen om daai water en wyn te vermeng, om daai verleker, daai skaamte weg te vat van daai man, van daai bruidegom, het Yeshua ook doen in die kruis met sy bloed wat uitgeloop het. Hy het geweier om wyn te drink, want daar wyn, die pretensie van bloed en water uit sy liggaam uitgevloei en gelyktydig die grond getref. Hy het hierdie wonderwerk daai dag vir ons gemaak. Soos water en wyn gemeng is met daai bruilofmaal en vir die bruidegom se vreugde, so meng Yeshua sy bloed met water aan die kruis, sodat ons eendag as die bruid weer saam hom in bruilof kan ingaan. Hebreërs 13 vers 5 sê, wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe of jou nooit verlaat nie. Yeshua sê, hy sal ons nooit in die steek laat nie. Soos hy daai bruidegom nie in die steek laat nie, sal hy ons nie in die steek laat nie. Sy bloed en water het uit sy liggaam uitgegooi. Hy was ons die vermenging. Hy het ons sy bloed en water gemeng vir ons sondes. Yeshua het die water verander in die beste wyn. Hulle sê daai al was die beste wyn gewees. Want hy sê daarso, want gewoonlik is die slegste wyn met hulle laaste gee, want die slegste wyn, maar die beste wyn gee aan die begin, as die mense nog nie begin kuier. Aan die einde gee hulle begin die slegste wyn. Dis hoe daai gewerk het. Maar Yeshua gaan en hy gee die beste wyn. Hy maak die beste wyn. So hoor gewees, so as Yeshua die wyn gemaak het, kon hy ons dan bepaal het of hy wil alkohol insit of nie. Hy maak die wyn. Hoe kry wyn alkohol? Jy moet iets bysit, hy moet gis. Druiwesap moet eers gis om wyn te word. Daarvoor moet wyn staan, hy moet net staan om alkohol moet bygevoeg word. Die wyn toe, en die wyn daai aand gestaan toe Yeshua die wyn verander in water en dit is sê is ouens hier goed nog vir 2 dae staan en dis bietjie kan jy hier bykom dat ons dit kan drink. Nee. Hy die water en wyn verander in daai gedrink. Yeshua het die ros gemaak en dit saam met water gevoeg. En dit laat proe soos die wyn wat hulle gedrink het voor dit klaar geword het. As jy druiwesap drink heel aand en jy maak vir jou nog lekkerder by druiwesap en sê daar is alkohol en sal jy glo daar is alkohol en dan is daar nie. Aan die einde van die aand as jy hele aand druiwesap gedrink het, kan ek vir jou sê daar is alkohol en jy so geglo. Want dit is soos druiwesap. Yeshua het die ros gemeng met water wat vars gemaak is sonder tyd om te gis. En almal het gesien as die beste onjos van die aand. Dink jy regtig Yeshua sou alkohol gemaak het en druiwesap? Dink jy regtig Yeshua sou alkohol gemaak het? Alkohol het baie gevare. Hulle reken 1 uit 10 drinkers sterf as gevolg van alkohol. Moord, ongelukke, oorspel, hoerery, finansies.
Alles lei onder alkohol en die vyand weet dit. Dis so goed ek maak nou, ek stig nou 'n vliegtuig ry.